verheerlik, word verheerlik, want wanneer U verheerlik word, weet ek, U gaan wonderwerke onder ons plaas bring. Ek sê, dankie Here, vir vanoggend, dankie vir sy guns, dankie vir sy seën, ek seën elkeen vanoggend in Jesus naam, amen, amen, en ons neem ons plekke. Ja, ek is ook 'n tydjie wat ek siek is, en dat ek maar die Here vertrou. Ek sien hier's Natasha, sy vertrou vanoggend die Here op vir haar gelees het. Steven, dit versterk maar net ons geloof en vertrou in die Here. Hier's Teresa, wat die Here werklik ook aangryp en maar vertrou Here, hier's in hierdie saak van my. Amen. En ja, ons dink vanoggend aan die skole met die masel en wat uitgebreek het hierdie masels onder die kinders, dat die Here ook daar sal inbeweeg en die kinders sal toe onder die bloed en sal genees. Ek wil vir jou sê, ek kan nie sonder gebed nie. Amen. Ek kan nie sonder Jesus nie. Ons het die Here baie nodig in hierdie dae. Dat is nou maar net so kyk wat ons aangaan en beleef hierdie wêreld, dan besef ons, die wêreld moet na 'n punt toe gaan, my broer en suster. En ons moet gereed wees en gereed leef. Want ja, die Here kom. Die Openbaring praat baie duidelik oor die oordeel wat aan die kom gaan wees. Die ewige oordeel. Here, help vir my dat ons gereed sal wees vir die ewige heerlikheid saam met Jesus. Ja, amen. Is Jesus jou alles? Amen. Amen. Is hy jou heerlikheid van amen. Amen. Jesus moet ons alles wees in hierdie dae. Dis hoe dit werk, my broer en suster. Ek praat vanoggend met jou oor vergifnis. So 'n belangrike onderwerp, is 'n groot veld, is 'n wye veld, maar as ons kan vergewe, ja, Here, maak ons vry, maak ons los. Dankie vir dit wat die Here vir ons instoor het. So ja, ek lees hierdie gedeelte vir jou hierso, as jy jou Bybel hierso het. Efesiërs 4:32, kom en sê hy vir ons, maar wees vriendelik, vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar, soos God in Christus julle vergewe het. Amen. Ons weet, Jesus is vir ons die perfekte voorbeeld van vergifnis. En ons moet werklik ons medemens kan vryspreek en kan vergewe. Vergifnis, my broer en suster, is om jou skuld af te skryf. Ons moet vergewe omdat God die voorbeeld vir ons stel. Vergifnis wat ons van God se kant af ontvang. As 'n dag wat hy ons verhouding herstel het, dat ons wedergeboorte ervaar het. Kweek weer vergifnis in ons harte verander. Amen. Daai die hele skeidsmure tussen ons kom afbreek, ons verhouding met hom herstel. Sy bloed. En daarom sê ek, Heer, dankie, daar was 'n dag wat U my vergewe het, ons sterf aan die kruis. En daarom kan ek my medemens vergewe. Ons almal is onvolmaakte wesens. Ons almal maak foute in ons lewens, maar ek dank die Here dat daar genade en vergifnis is in Jesus naam. Vergifnis is die manier waarop God graag die verhoudings tussen mense gesond wil maak en heel maak waar dit stikkend geword het. Dankie vir vergifnis, verhoudings tussen sy mense, die Here wil dit gesond hou, heel maak waar dit stikkend geword het. Ook ons eie gebroke verhouding met God as gevolg van sonde word oombliklik herstel as ons dit opreg voor hom bely. Ek dank die Here vir vergifnis. Ons lees in Jesaja 53:5, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Amen. Dankie Here, dat U elke ongeregtigheid vir ons kom dra aan die kruis. Deur sy wonde is daar vir ons genesing. Romeine 5:8.
Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hy het ons eerste lief gehad, amen. Hy trek vir ons met koorde van liefde. Ek kan nie verstaan as mense nie God dien nie. Ek sê altyd, Here, stort dit uit in mense se hart en lewens, doop hulle met God se Heilige Gees, dat hulle bewus word dat God 'n werklikheid is in hierdie dae. Ek bid vir jou vir 'n lewende verhouding met God, dat hy 'n werklikheid in jou lewe sal word, dat jy sy teenwoordigheid aanneem en sy liefde sal beleef en sal ervaar elke oomblik van die dag. En as jy dit nog nie so in naby en 'n diep verhouding met God het nie, dan bid ek vir jou dat die Here 'n werklikheid in jou lewe gaan word. Amen. 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 James, kan jy daar vir my staan? Staan jy daar. Ontvang net wat ek vir jou bid vanoggend. Here, ek strek uit gemeente. Here, dankie, ons bid vanoggend vir James. Dankie, Here, dat hierdie saak en situasie jou nader aan God gaan bring. Dat jy die Here gaan soek soos nog nooit van tevore nie. Ek bid vir 'n honger. Ek bid vir 'n dors vanoggend in jou lewe in Jesus naam. Dankie, Here, versterk sy geloof, sy vertroue vanoggend in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons bid. Daar sake wat ons soms nader aan die Here bring. Kyk wat sê die woord, Johannes 8, ons ken sy liefde daarin, dat hy sy seun gestuur het, sodat daar versoening kan kom vir ons sondes. Johannes 8 is baie duidelik oor hierdie oorspelige vrou. Jesus sit en leer in die tempel, hulle bring hierdie vrou, wat op egbreek betrap is, na hom toe. En dan sê Jesus vir hulle, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. Amen. Ons moet bid vir mekaar. Ons moet bid dat die Gees mense sal oortuig deur die Heilige Gees. Maak mense vry, los. Dankie vir die waarheid wat mense losmaak in Jesus naam. Ek wil vir jou sê, ons moenie heeldag sonde preek en praat en mense judge en oordeel nie, my broer en suster. Praat die liefde van God. Amen. En dat die Here jou liefhet en vir jou kom sterf aan die kruis. Op 'n dag ontvang jy hierdie liefde van God. En daar's net een krag en mag sterker. En dis die liefde van God. Mag die liefde van God bande breek in mense se lewens in Jesus naam. Amen. Amen. Ja, dit wat hy vir ons kom doen het. Here het 'n mens lief. Dit gaan oor sy dade wat hy in oortuiging moet kom. Jesus sê vir die vrou, ek veroordeel jou nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Wat verkeerd gedoen word, kan in oomblikke vergewe word, maar jy het die verantwoordelikheid om op te hou sondig. Die woord praat baie duidelik daaroor in Spreuke. As daar iets in ons lewens verkeerd is, Here, ons erken dit. Ons bely dit. En belangrik, ons laat staan dit in Jesus naam. Amen. Ja, die krag wat daar is in die bloed en die kruis van Jesus. En ons weet, as ons sondes bely, hy is getrou regverdig om ons sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Die woord is duidelik. Hy sê alle ongeregtigheid wil God ons reinig. Dis God se vergifnis vir ons. Hebreërs 10:17 en aan hulle sondes en aan hulle ongeregtighede gaan ek nie meer dink nie. Dit is God se genade. As hy vergewe, hy sê dis onder die bloed. Ek dink nie eers meer daaraan nie. Hy sê ek werp dit in die diepste van see. Ja, so wonderlik God se liefde vir ons, dat hy ons kan skoonmaak en dat ons kan rein wees. Ek wil vir jou sê, God is besig om sy bruid voor te berei. Die woord praat duidelik daaroor. Vlekkeloos, onberispelik in Jesus naam. Sonde kan nie in God se teenwoordigheid kom. Jy moet dit neerlê. Ons moet dit bely in Jesus naam.
laat staan. Ek wil vir jou sê, en jy kan bid en jy kan God vra dat jy 'n saak in jou lewe is. En sê, Here, help my. Die oomblik as jy uitroep in desperaatheid, gaan God jou help in Jesus naam. Dis sy genade, dis sy liefde vir ons. Hy wag dat mense die eerste tree in sy rigting sal gee. Amen. Sy liefde vir ons. En dan kom Jesus vergewe ons, daarom moet ons medemens vergewe. Dis geweldig. Here help vir ons dat ons mense sal vryspreek daagliks wat ons te nakom. Elke keer in jou stilte tyd, as jy voel iemand het jou te nagekom om dit neer te lê voor die troon van genade en sê, Here, ek breek elke binding oor my lewe in Jesus naam. Ek wil my verhouding met God reg hê. Amen. Dis baie belangrik as ons bid. Want die Here wil antwoord, hy wil ons gebede verhoor en ek soek nie skeidsmure en binding op my lewe in Jesus naam nie. Amen. Efesiërs 4:32, maar wees vriendelik vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God in Christus julle vergewe het. In Matteus 18 kom Petrus, hy sê, Here, nou hoeveel keer moet ek nou dieselfde mens ons vergewe of 'n mens vergewe? En dan sê Petrus, Here, hoe dikwels sal ek my broeder wat teen my sondig vergewe? En hy sê, tot 7 maal toe. Dan antwoord Jesus, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 keer. Amen. Dis hoe ons moet vergewe en kan goed agter sit. Dan sê ek, Here, help vir ons, dat die liefde oorheersend in ons lewens sal wees. Want die liefde gaan 'n menigte van sondes bedek. Amen. Dat ons sal vergewe. Dat liefde oorheersend in jou lewe kan wees. Ek sê baie keer vir mense sukkel om te vergewe. Jy moet geestelik groei. Stort daai liefde in ons hart en lewens uit, dat God jou die vermoë kan gee om te vergewe. En om weer iemand lief te kan hê, in 'n Jesus gesindheid te kan hê. Want God is liefde. Dis wat die woord sê, liefde, die sterkste wees. Omdat God ons vergewe, moet ons mense vergewe voor ons nagmaal gebruik. Baie belangrik, die woord kom en sê, want wie op onwaardige wyse eet en drink, 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van Christus nie onderskei nie. Daarom is daar swakke, siekes onder julle en 'n aantal het ontslaap. Baie duidelik, die woord kom ook in Matteus 5:23. As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan voorsien jou eers met jou broeder. Kom dan en bring jou gawe. Amen. Kan ons gaan regmaak met ons broers? Kan ons sake gaan uitpraat, soms uitklaar? Sê Here ons dat daar weer versoening kan plaasvind en dat ek in vrede en liefde kan leef. Baie belangrik, my broer en suster, die woord is duidelik daaroor. En soms voor ons nagmaal gebruik. Ons kan nie op onwaardige wyse nagmaal gebruik nie. God het ons nommer 1 vergewe. Heel eerste, en daarom gaan dit gaan dit na ons medemens toe. Ons moet vryspreek, ons moet neer lê, ons moet mense in God se hande gee. Amen. Ons moet ons oortreding, hoe groot of hoe klein. Here, dankie vir vergifnis, seer kry, is ook deel van ons lewe. En iets waarmee almal te doen kry, en waarmee ons saam leef. Die keuse wat jy moet maak, is of jy in vryheid van vergifnis gaan leef, en of jy gaan onvergewensgesind wees. Ek kies om in die vryheid van vergifnis te leef. Ek kies lewe, ek kies Jesus. Ek kies sy woord te vat en toe te pas in Jesus naam. God stel vir ons die wyse en die voorbeeld hoe ons moet vergewe. Luister baie mooi. Ons moet dus onvoorwaardelik, in totaliteit, om nooit weer daaraan te dink nie, my broer en suster,
Om te vergewe beteken om doelbewus 'n ander persoon vry te spreek, om nooit weer oor sy oortreding te praat nie. Nooit weer met iemand anders daaroor te praat nie. Kan ek 'n amen? Amen. Want Jesus sê self, ek vergewe en ek dink nie eens meer daaraan nie. Here, help vir ons dat ons Jesus se voorbeeld kan navolg. Want as ons soms weer praat oor 'n saak of 'n situasie, dan word dit lewend in 'n geesdimensie. Help vir ons dat ons kan onvoorwaardelik kan vryspreek en dit kan neerlê en nie weer oor daai saak of daai situasie kan praat nie. 'n Voorbeeld soos Jesus wat sê ek dink nie eens meer daaraan nie. Help vir ons. Belangrik om 'n persoon in God se hande te gee. Wanneer jy dit doen, breek ons alle binding en skeidsmure in ons lewens. Die woord is baie duidelik in Jakobus 5:16. Hy sê, bely mekaar julle misdade, sodat julle gesond kan word. Ons bid soms vir mense, hulle kom nie gesond nie. Hoekom? Onvergewensgesindheid. Help vir ons om mense vry te spreek. Dankie Here vir 'n losmaking, 'n vrymaking vanoggend in hierdie plek in Jesus naam. Amen. Om te besef hoe belangrik dit is om jou medemens vry te spreek in Jesus naam. Dawid het vervolging beleef. Wie is 'n voorbeeld van Dawid? Hy het altyd die goeie, hy het die kwaad oorwin met die goeie. Ou Dawid, werklik 'n man na God se hart. Ons weet hoe Dawid telke male vir 'n Saul moes vlug. Dawid het nie kwaad met kwaad vergeld nie, maar die kwaad oorwin met die goeie. Wanneer Dawid kans kry om Saul dood te maak, spaar hy sy lewe. 1 Samuel 24. Hy was nie bereid om sake in sy eie hande te neem nie, omdat hy gesalfde van die Here was, Saul. Hy sny daarom net 'n stuk van sy mantel af. Dawid het nooit kwaad met kwaad vergeld nie, maar dit oorwin met die goeie. Amen. Saul was die hele tyd wou hy 'n Dawid doodmaak. Hy het aanhoudend kwaad met kwaad vergeld en 'n Dawid gesoek. Gaan lees daai gedeelte in Samuel. Jy is welkom in 1 Samuel dit te lees. Maar toe Dawid die kans kry om vir Saul dood te maak, toe sê hy nee. Pas hy God se woord toe en sê hy is 'n gesalfde van die Here en hy gaan nie dinge in sy eie hande vat nie. Hy het altyd die kwaad met die goeie oorwin. Here, help vir ons om God se woord toe te pas. En nie kwaad met kwaad te vergeld nie, maar die kwaad te oorwin met die goeie in Jesus naam. Hoe maklik, my broer en suster, as mense ons soms te nakom, wil ek en jy terugspreek, wil ek en jy terugslaan in Jesus naam. Ons wil die laaste sê te sê oor 'n saak. Help vir ons, kom ons spreek vry, kom ons sit dit onder die bloed van Jesus. Amen. Kom ons oorwin die kwaad met die goeie in Jesus naam. Ons pas God se woord toe. Waar mense ons te nakom, ek wil vir jou sê, ja, dis 'n natuurlike reaksie, ons wil soms terugpraat en terug sê, kom ons spreek vry, kom ons seën. Hier's nog 'n beginsel in God se woord, 'n deel vanoggend beginsels, Romeine 12:14 is baie duidelik, hy sê, seën die wat julle vervolg. Seën en moenie vervloek nie. Spreek seën oor 'n ander persoon, dit is die maklikste wat jy vergifnis gaan ervaar en beleef in jou lewe. Hier's nog 'n woord, Matteus 5:44, hy sê, maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, bid vir die wat julle beledig en vervolg. Dis God se woord, dis sy beginsels. Ek en jy moet sy woord leef, ons moet dit toepas deur God se Heilige Gees. Help vir ons dat ons so in 'n oorwinning kan leef. As die Here dit vir ons oopbreek en oopmaak van hierdie kansel af, dat ons werklik dit sal vat en ons eie sal maak,
en sal toepas in ons lewens. Ek dink aan Job. Hoe baie is gesteel by Job. Maar die oomblik, toe hy vir sy vriende begin vryspreek en sy vriende begin bid, toe begin die Here sy seëning te release in sy lewe. En daarom pas ons Matteus 5:44 toe. Ek pas Romeine 12:14 toe. Seën die wat julle vervolg. Seën en moenie vervloek nie. Nadat Job sy vriende vrygespreek het die Here die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het. En die Here het Job sy besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. Werklik God se guns en seën het oor sy lewe inbeweeg, die oomblik toe hy begin vryspreek en seën. Kan ons God se woord se beginsel toepas? Kom ons Amen. Die Here eer. Amen. Kom ons seën waar mense ons te nagekom het. Ons bless hulle in Jesus naam. As ons nie vergewe nie, kan ons plek gee vir bitterheid, vir haat. Dit kan wortels skiet en mense word soms baie siek. Hulle kry kroniese migraines, partykeer kankers wat na hulle kant toe kom, my broer en susters. Dit kan partykeer 'n geestelike oorsaak wees jou siekte nie in jou lewe. Nie alles kan ons geestelik koppel nie. En daarom moedig ek mense vanoggend aan om vry te spreek en agter te sit. 'n Gesonde gees huisves 'n gesonde liggaam. Amen. Dit is so. En ons hou ons gees gesond in Jesus naam. Daar kan ook 'n blokkasie in jou verhouding met God kom en jy kan nie geestelike deurbrake beleef en ervaar nie. Ek weet nie, maar ek wil geestelike deurbrake en oorwinnings beleef in my lewe. Daarom kies ek vanoggend om vry te spreek. Maar God se liefde oorheersend wees in jou lewe. 1 Petrus 3:11. Hy moet afwyk van wat verkeerd is, doen wat goed is en vrede soek en dit najaag. Amen. Amen. Kom ons soek vrede. Kom ons jaag vrede na. So maklik wat die vyand kom en hy wil ons vrede steel in verhouding, my broer en suster. Amen. Ek vermy konflik. Dat ons mekaar opbou, dat ons mekaar seën, 'n wag voor ons mond. Partykeer moet ons stil bly. Dankie vir daai vrede wat ons sal najaag in ons lewens. 1 Petrus 4:8. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde gaan 'n menigte van sondes bedek. Daai liefde wat oorheersend in ons lewens moet. Die Here help vir ons vir daai geestelike groei in ons lewens, dat dit oorheersend sal wees en dat ons 'n oorwinnaar sal wees in Jesus Christus. Jesus is baie keer mense te nagekom. Hier's voorbeelde in God se woord. Mense wat te nagekom is, en ek gaan dit in hoe hulle opgetree het in God se woord. Jesus self gespot, verneder aan die kruis. Lukas 23:34. Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. In oomblikke, onvoorwaardelik het die Here die mense vergewe, verneder, gespot, gespieg. Maar hy sê, Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons weet, Saulus het Christene vervolg, en Stefanus is vervolg en hy is gesterf. Hy was die eerste martelaar. Ons lees daarvan in die woord. Handelinge 7:58 is baie duidelik hoe hulle Stefanus vervolg het, en hoe hulle hom gestenig het. En Saulus was daarvoor verantwoordelik, en ons weet, nadat hy tot redding en bekering gekom het, het sy naam verander na Paulus. Maar hier is 'n gedeelte in God se woord, dat hy verantwoordelik, Saulus was verantwoordelik vir Stefanus se vervolging, en hulle het hom Stefanus buite die stad uitgewerp, en hom gestenig, en die getuies het hulle klere neergelê, by die voete van 'n jong man, met die naam van Saulus. Maar ek dank die Here, daar was 'n dag in Saulus se lewe, wat God in 'n ontmoeting met hom gekom het, en die Gees hom oortuig het waarmee hy besig is, en toe God sy lewe verander, toe word hy verseker 'n uitverkore werktuig vir die Here, en hoe het God nie 'n Paulus gebruik nie, kragtig in Jesus naam. Dan sê ons, Here, kom in mense se lewens in, maak hulle vry, maak hulle los, bring 'n verandering in hulle lewe,
sodat hulle genade instrumente in die hand van God kan wees. Amen. Die Here doen dit vir Paulus. Maar ja, terwyl Stefanus gestenig is, het hy die Here aangeroep en gesê, kyk hoe hy vergewe. Hy het gesê, Here, ontvang my gees. Hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sondes nie toe nie. Vergewe hulle, reken hulle sondes nie toe nie. Hy het hom onvoorwaardelik vergewe, Stefanus, terwyl hy gestenig word. Sken hy gedeelte, die eerste martelaar. Ons lees ook oor Paulus, waar hy deur mense te nagekom is, my broer en suster. 2 Timoteus 4:14 tot 16. Lees ons oor 'n gedeelte. Hy sê, Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld na sy werke. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat, sê Paulus. Mag dit hulle nie toegereken word. Met ander woorde, hy het ook mense onvoorwaardelik vergewe. Here, ek reken dit hulle nie toe nie. Paulus self, en hoeveel vervolging het hy beleef? 2 Korintiërs 11:25. Paulus, 3 maal met stokke geslaan, 1 maal gestenig, 3 maal het hy skipbreek gelei, en hy moes telke male mense vergewe, want Jesus was sy fokus, Jesus was sy alles. Daar is maar enkele voorbeelde. Paulus, hoe het Stefanus vergewe, hoe het Jesus vergewe? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ja, ek wil hiermee afsluit. Selfvergifnis in jou lewe is ook baie belangrik. Ons almal is onvolmaakte wesens, ons almal maak foute, ons het die wysheid van God in hierdie dae so nodig. Dit begin wanneer ons foute erken en iets daaromtrent kan doen. Ek dink byvoorbeeld aan die gedeelte van hierdie verlore seun. Die verlore seun in daai gedeelte is vir ons wel bekend. Die verandering het begin in sy lewe toe hy besef dat hy die Vader se huis nie moes verlaat nie. Here, help vir ons dat ons nie die Vader se huis sal verlaat nie. Want hy het gesê en hy het besef, in my Vader se huis is daar oorvloed van brood. Hier in die Vader se huis is dit die beste plek. Ek wil vir jou sê, om in die wil van God te wees, is dit die beste plek. Hier is oorvloed van brood. Jesus sê, ek het gekom vir lewe in oorvloed. Amen. Lewe in oorvloed. Amen. Op jou gesondheid, op jou finansies, op jou kinders, op jou verhoudinge in Jesus naam. Ek kies om in die huis van die Here te bly. Amen. Help vir ons dat ons nie terug sal val nie. Ons bid vir die teruggevallenes in hierdie dae. As jy weet van iemand, gaan bid vir iemand, gaan bemoedig iemand. Sê kom weer terug in die Vader se huis waar die brood volop is in Jesus. Amen. Want hierdie seun het besef wat hy doen in sy lewe. Wat het hy gedoen? Hy het die Vader se huis verlaat. In die oomblik toe hy dit besef, het hy homself vergewe, selfvergifnis. Hy het opgestaan en hy het teruggegaan na die Vader om vergifnis te vra. Ek dank die Here, jy het kans geleentheid om weer vanoggend jou verhouding te herstel. Kom soms goed dat mense terugval. Die woord is duidelik, wie volhard tot die einde toe sal gered word. Amen. Dis 'n pad van volharding saam met Jesus. Ek is tot alles toe in staat deur God wat my die krag gee. Amen. Ja, dit is God se krag wat my vashou en op hierdie pad kan hou en dat ek 'n pad van volharding kan stap in Jesus naam. Amen. En dan kom hierdie seun by sy vader. God se vergifnis vir ons, telke male. Dankie vir die krag van die bloed. Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, en ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Dan sê die Vader, bring die beste kleed,
gee hom 'n ring aan sy vinger, trek vir hom skoene aan. Daar is weer blydskap in die hemel oor elke kosbare siel wat weer terugkom in God se koninkryk, wat hom kan loof, prys en kan aanbid. Amen. Is jy lief vir Jesus? Amen. Dat is God se liefde in ons lewens. En dat ons weer ons verhouding met hom kan herstel as ons besef ons het 'n fout gemaak in ons lewens. Ons kan weer in 'n oortuiging kom en ons kan terugkeer na die Vader se huis. En ons kan hom weer dien in gees en in waarheid. Amen. Bring die vetgemakte kalf, slag dit, en hulle almal was vrolik. Daar's blydskap in die hemel oor kosbare mense. Want hierdie seun van my was dood, hy het weer lewendig geword. Hy was verlore en hy is weer gevind. Amen. God vergewe ons waar ons foute maak. As ons terugval, Here, dankie vir nog 'n kans, vir 'n geleentheid. Daai tweede kans wat ons soms kry. Dat die Here ons sal vashou, die krag wat daar is in sy bloed, dat ons verhouding met God kan herstel. Ek wil vir jou vanoggend sê, hierdie is 'n woord wat vanoggend werklik die Here op my hart gelê. Kom ons maak ons saak vanoggend met God reg, as jou saak nie reg is. Dankie vir die krag van die bloed, daai owerspelige vrou. In oomblik het die Here haar sonde vir haar vergewe. Dankie dat ons die troon kan nader en sê, Here, ons maak ons harte vanoggend oop. Ons ontvang u liefde. Dankie dat daar vergifnis is in Jesus naam. Amen. God sê, ek dink nie eens weer aan jou sonde nie. Dis agter, dis verby. Ons bid vanoggend dat mense hulle verhouding kan herstel. Ek weet nie, jy sit hier vanoggend, is baie in die veld daarmee te doen. Mense word te nagekom by hulle werke. Jy kies vanoggend om elkeen voor die troon neer te lê. Ek gee hierdie een, ek gee hom oor vanoggend. Maak los, maak vry. Breek elke binding, want ek wil my kanaal oop hê na Jesus. Jesus is vir my die belangrikste. Amen. God is liefde. Jy kies vanoggend om jouself te vergewe. En Here, dankie dat ek in die huis van die Here gaan bly. Dat ek u teenwoordigheid sal kom opsoek. En dat ek sal vashou aan die Here in Jesus naam. Ons bid vanoggend vir teruggevallenes. En as jy vanoggend hier sit en jy het miskien lou geword, Here, help vir ons dat ons weer warm en passievol vir die Here sal wees en ons sal dien met 'n nuwe passie, met 'n nuwe ywer. Dankie vir sy Heilige Gees in ons lewens. Dankie Gerrie, bevestiging vanoggend. Send a new touch of fire on my soul. Amen. 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 Kom ons staan gemeente. Ek wil graag 'n gebed vanoggend doen. Here, ek wil u loof, ek wil u prys en aanbid. Here, hierdie woord vanoggend. Here, dankie dat u dit gaan lewend maak deur u Heilige Gees. Ons bid vanoggend vir mense in hierdie plek. Herstel jou verhouding met God. Laat Jesus nommer 1 in jou lewe wees. Ek bid vir jou dat jy mense sal vryspreek waar hulle jou te nagekom het. Ek wil vir jou sê, spreek mense onvoorwaardelik vanoggend vry. Begin hulle seën in Jesus naam. Ek wil die Here begin loof, prys en aanbid. Wanneer mense ander begin seën, Here, dat die blokkades en die skeidsmure en die bindinge gaan breek in Jesus naam. Dankie Here, u release u guns, u release u seën.